Ek switch na die kindermoment, né? Vandag kry julle voor die kinder. Gee gou vir elkeen ene en dan maak jy hom so lank oop en dan haal jy vir jou een Smartie uit. Eens, maar net een. Mag hom nie nou eet nie, hoor, haal hom net uit en hou hom in jou hand. Alraai, wie kort nog? Hier's nog baie. Wie kort nog? Oeps, ekskuus hoor. Daar vas, daar's een vir jou. Wie kort nog? Kort julle, het julle almal? Alright, nou moet jy gou vir my Smartie oopmaak en enetjie uithaal. Nou loer jy gou in die boksie. Hoe lyk al hierdie Smarties vir jou? Daar's 'n prentjie op die skerm ook. Hoe lyk hulle? Kleurvol, né? Lyk almal dieselfde? Nee, hulle lyk nie almal dieselfde nie. Maar ons gaan maak dat hulle almal dieselfde lyk. Dink jy ons gaan dit regkry? Ek gaan jou wet, ons gaan dit regkry vanoggend. Kan ek en jy 'n deal aangaan? Wat gee vir my gee as ek reg is? Nee, sweetie. Okay, alright. Goed, jy wil sweetie gee. Right. As ons na hierdie Smarties kyk, broer en suster, hierdie Smarties sê vir ons almal lyk aan die buitekant verskillend. En ja, as mens nou sê kleure, dan sê dit ook vir ons, ja, verwys na ons almal was sondig voor die Here, né? Ons almal is in sonde ontvang en gebore. Julle het dit in die sonnaskool geleer al, né? Goed. Maar Jesus het ons anders kom maak. Dink jy Jesus het ons dieselfde kom maak? Uiterlik lyk ons nie dieselfde nie. Dogtertjies en seentjies, ouderdomme, verskillend aangetrek, ons lyk nie een vanmôre dieselfde nie. Maar kom ek wys gou vanmôre dat Jesus ons almal dieselfde gemaak het. Nou vat jy 'n Smartie en jy suig hom. Maar jy mag hom nou nie insluk nie, want as jy insluk is jy uit. OK. Alright. Goed, suig hom gou. Suig vinnig. Kom ons suig hom. As jy hom insluk, as jy uit, dan gaan jy sit. Alright, het ons 'n deal. Suig. Jy al sweets in die erediens geëet? Ja, ons mag, né? Goed. Suig. Wys my hoe lyk jou nou? Alright, haal hom uit. Hoe lyk hy nou? Sien jy? Nou lyk ons almal se Smarties dieselfde, né? Is dit nie wonderlik nie? Okay, nou mag jy hom kou. Alright, nou mag jy hom insluk. Binnekant is chocolates. Nou is die Smartie wit. Wat sê dit vir ons? As Jesus vir my en vir jou sonde aan die kruis kom sterf het, dan was hy jou skoon. Daar's 'n mooi teksgedeelte, kan ek hom maar gou kry, TV asseblief. Jesaja 1 vers 18 sê, al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos Smarties, soos sneeu, al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. So as jy nou weer 'n Smartie eet, dan onthou jy, hoe het die mens gelyk? Ons almal sondig, al lyk ons verskillend. Maar wanneer ons in Jesus glo, dan weet ons het hy ons skoon gewas. En vanoggend gaan ons Cornelie en Maryke se babietjie doop. Druk gou jou hand daaraan, dan voel jy daaraan. Dis water, né? O, jy hak my goeie hier, daar sê. Right. Dis gewone water. En hierdie water gaan net nou 'n teken wees dat Jesus ons skoon gewas het met sy bloed. So as ons net nou die vandag na kerk, hoor. Alraai. Julle kan maar gaan sit, hoor. Dankie. Op 'n sigbare manier kom wys die Here vir ons hoe hierdie liefde lyk en wat hy gedoen het sodat ons wit kan wees. Sodat ons innerlik gereinig kan wees, gee hy vir ons die sakrament van die doop, om ons te laat onthou, en om ons te herinner aan wat hy gedoen het. Maryke en Corneel, ek wil vra dat julle dan hier voor die kansel sal kom verskyn asseblief. Terwyl hulle hierheen op pad is, broer en suster, onthou altyd dat 'n sakrament sê nooit vir jou iets van my geloof nie. Sakrament vertel altyd vir jou iets van die handeling van God. En wanneer jy dit verstaan, dan verstaan jy ook die kinderdoop.
Hoekom ons sê dat die doop sê vir ons iets van God wat gehandel het, sodat ons kan glo. En nie omdat ons glo word ons gedoop nie. Sodat ons kan glo, het God vir ons reeds alles gegee. Dis die wonderlike van die verstaan van die kinderdoop. Ek gaan dan die formulier aan julle voorhou. God het in die Ou Testament 'n verbond met Abraham gesluit. Wat 'n goeie nuus was dit nie gewees nie. God wil met sy kinders 'n spesiale verhouding hê. Hy wil met julle twee 'n spesiale verhouding hê. Hy wil met Elsy 'n spesiale verhouding hê. So met elkeen van ons. En vandag deur hierdie sakrament kom gee die Here dan, kom ons noem dit 'n erfporsie. 'n Erfenis. Hy laat die ewigheid vir ons na. Hy gee dit vir ons. Hy skenk dit vir ons uit genade uit. Nou wat beteken hierdie erfporsie? Wat skenk die Here vir ons? Natuurlik wil hy ons kinders se vader wees en hy wil vir hulle sorg. En hy wil hulle lief hê. Hy wil as Jesus Christus ook ons en ons kinders se vriend wees. En hy wil as Heilige Gees in ons kom woon en van ons nuwe mense maak. Nou wat is die wonderlike hier van Marijke en Corneel, is dat ons dit nie verdien nie. Maar eintlik dit net kan ontvang, dat die Here sê, hier is dit, sonder dat jy daarvoor gevra het, gee ek dit vir jou. Eintlik moes ons aan die kruis gehang het. Eintlik was daar die kruis. En ek hoop as jy weer 'n foto van 'n kruis iewers sien, broer en suster, dat jy onthou, dit was jou kruis en my kruis waaraan Jesus gehang het. Nou Elsy verstaan vanmôre niks hiervan nie. Dit beklemtoon juist dat sy dit nie verdien nie, maar vanoggend net kan ontvang. En daarom getuig die doop van die ongelooflike liefde van Christus. Dis hoekom ek die kinders laat voel het, gewone water, wat ons herinner aan hoe lief God ons gehad het, dat hy sy enigste seun vir ons gegee het. Nou daar's 'n klompie karakters betrokke binne in die doop. Ek gaan hulle met julle deurgaan. Die heel eerste karakter is natuurlik God self. Hy het die inisiatief geneem. Ons het nie vir hom gevra, Here, kom sterf aan 'n kruis nie. Ons het nie gesmeek by hom kom sterf aan 'n kruis nie. Ons het nie gesmeek, Here, kom stuur u seun nie. Hy het uit genade en uit liefde uit het hy besluit, ek sal dit doen. Ek sal die inisiatief neem en hy kom staan vanmôre voor julle kinders. Voor Elsy ook, en hy sê vir haar, ek wil jou God wees. En dan versoek hy haar en sê, hoor jy, maar sal jy ook my kind wees? Dan die kind self vanmôre, Elsy verstaan niks hiervan nie, maar soos wat sy groter word, moet dit aan haar verduidelik word. Ek gaan vanoggend sy prediking bietjie daarop fokus. En dan moet sy op die punt kan kom waar sy deur die oortuiging van die Heilige Gees kan sê, ja Here, ek glo en ek aanvaar. Marijke en Corneel, julle as ouers, moet self in 'n persoonlike verhouding met die Here lewe en dit moet vir ons kinders geleef word. Dis 'n baie belangrike sinnetjie. Ons geloof moet voor ons kinders geleef word. By die doop wy die ouer die kind aan die Here en die kerk help julle maar net in die kategese. So klein stukkie. So klein stukkie. Help die kerk die kategese. Ek wil nie nou ietsie oor sê nie, ek gaan net nou vir julle probeer help wat ons en selfs oumas en oupas se verantwoordelikheid ook is binne die doop. En dan die gemeente, broer en suster, u ook. Ek dink ons vergeet baie keer dat ons as gemeente betrokke is by die doop, want ons is 'n familie van gelowiges. So julle is vanmôre getuies, alhoewel Marijke en Corneel in Bloemfontein lidmate is, of eintlik is julle lidmaatgoede nog hier, maar hulle skakel daarin, en dat daai gemeente en hierdie gemeente vir julle moet help, om te sê met die opvoeding van hierdie kinders. En dan die wêreld, die een heilige algemene apostoliese kerk, ontvang dan vanmôre vir Elsy as 'n gedoopte. En daarom verenig die doop ons as gelowiges met mekaar. Wat 'n ongelooflike gedagte. Maar dis nie die doop wat ons bind nie, die doop is 'n simbool, is 'n teken, is 'n sakrament wat vertel van Christus se liefde wat ons saam dan bind. Marijke en Corneel, ek wil dan vra dat julle hardop op die volgende vrae sal antwoord. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy kerk of dan die familie van gelowiges gedoop moet word. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament
wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is. En dalk moet ons maar julle en die gemeente maar bietjie daaraan herinner, dis nou ons belydenisskrifte, die Heidelbergse Katekismus, die Nederlandse geloofsbelydenis en die Dordtse leerreëls. Wel Dordtse, nie die dorpse nie, die dorp het ander reëls. Ten derde, beloof julle om hierdie kind van wie julle die vader en moeder is, na die beste van hierdie leer, te onderrig en te laat onderrig. Maryke en Corneel, wat is hardop beide van julle se antwoord? Corneel, ek gaan vra dat jy namens julle gesinnetjie dan 'n kers aansteek. En terwyl jy dit doen, daar's geen magiese krag of iets in hierdie kers nie. Waar is die vuurtjies nou? Kan net maar doen om net so vat, raai. Dankie. Dat hierdie is geen magiese ding nie, dis net 'n stukkie simboliek van Christus se lig. En dat julle elke jaar dan op 25 Mei en as ek reg onthou 9 Oktober, né? Janu se doop op daai 2 datums, julle kinders dan die kers aansteek en julle self ook herinner aan hierdie belofte. Corneel, wat julle nou gedoen het was eintlik 'n geloofsbelydenis. Geloofsbelydenis om te sê ons glo en ons beloof en ons bely. Broers, kom ons bely ook ons geloof saam met hulle vanmôre. En sê ook ons is deel van die kerk. Ons bely in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Daarin is ons geloof geanker. Kom ons doen dit met die sing van 'n lied. So op die wysie van lied 464, net een versie. Ek glo in God die Vader, so almagtig, en Jesus Christus, engebore Seun. En daarna kan u weer gaan sit. Ek wil dan vra dat klein Elsy ingebring sal word, en oupas en oumas, kom sommer saam hier na boontoe. Olie en, wat ek naam vir jou ma se naam? Christa, kom julle in. Elise spring in, en dan kry ek, wag ek vir julle hier onder, oupas en oumas, julle is welkom. Gaan we jou, Chris. Wag net vir Christa en vir Olie. en vir Janu. Hallo Christa, gaan dit goed? Goed, dankie. Goed en by jou, Olie. Hey, Nikkie. Ek gaan hom nie nou vat nie, hy wil net na my toe kom. Broer en suster, watter ongelooflike geleentheid om vanmôre deur 'n eenvoudige water, wat ek net nou vir die kinders ook gewys het. Water, wat doen ons daarmee? Ons was, ons bad skoon. En die Here het gesê, ek reinig jou met my bloed. Bloed van Christus wat gevloei het, omdat dit die enigste manier was wat my en jou van jou sonde kon vryspreek. En die Here gebruik dit as 'n eenvoudige simbool en 'n teken om vir julle te sê, ek het gehandel. Ek het dit klaar gedoen. Ek het vir klein Elsy reeds aan die kruis gesterf. En ek kom bied vanmôre op 'n sigbare manier, deur 'n teken en 'n seël, 'n bevestiging, dat ek alles gedoen het, sodat sy kan glo. En binne die doop lê daar vir ons 'n ongelooflike stuk sekerheid. Ek wil vra dat elkeen van julle sal terugdink aan jou eie doop. As iemand vir jou moet vra, hoekom, op grond waarvan is jy seker dat ek 'n kind van die Here is? Dan baie mense het klomp storieetjies oor hoekom hulle seker kan wees. Terwyl die Here eintlik vir ons sê, jou sekerheid is geanker in dit wat ek gedoen het. En die feit dat ek jou reeds in die doop kom bevestig het, dat ek gedoen het, sodat jy kan glo. So daarom moet ons tog maar ons doop kom afstof. Gaan kyk bietjie of jy nog jou doopseël iewers kan kry. Dit lyk my gaan 'n uitdaging wees, né? Iewers gaan kan kry. En ek gaan kyk, wat was daai dag en datum waar die Here vir jou gesê het, hier is my genade, jy hoef nie verlore te kan gaan nie. En dit bied die Here dan vanmôre vir klein Elsy ook aan en sê, hier is alles, sodat jy ook my kind kan wees. Kom staan maar nader. Kan almal sien?
Jerensja Elisabeth Olivier, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Water was bietjie baie. Kom ons bid saam. Here en Hemelvader, baie dankie vir hierdie ongelooflike teken van u besluit, u genade, u almag. Dat u besluit het, Here, dat ons as mense sou in elk geval ewig verlore gegaan het, as u nie in u raadsplan aarde toe gekom het, u seun gestuur het, om vir ons, Here, te betaal nie. Maar Here, soms vergeet ons van die doop, soms vergeet ons van 'n paar druppels water, wat as 'n simbool vir u kom dankie sê. Ja, woorde is dalk vanmôre te min, en u vra ook dat ons in dade sal dankie sê vir hierdie groot geskenk en erfporsie. Ja, ons weet, Here, wanneer ons hier op aarde sterf, dan laat ons vir ons kinders dalk 'n erfporsie agter. Maar Here, u erfporsie is in ewigheid vas, geanker, agter die voorhangsel in die liggaam van Christus. In besonder wil ek vir Maryke en vir Corneel, Here, aan u kom opdra. Dis nie 'n maklike taak om kindertjies groot te maak in hierdie onstuimige wêreld waarin ons leef nie. Die uitdagings is groot, die invloed is groot, maar mag ons dit doen, Here, deur u woord, en mag hulle dit doen deur u woord, onder leiding van die Heilige Gees, wat hulle elke dag herinner aan u krag en u teenwoordigheid in ons lewe. Dankie vir oumas en oupas ook, Here, dat hulle nie vandag gaan vergeet, wat is die groot rol, wat hulle ook het om te speel binne in die opvoeding van hierdie kindertjies nie. Maar so ook die gemeente, wat vandag getuies is van hierdie belofte wat Maryke en Corneel gemaak het, om in hulle gebed en hulle fisiese ondersteuning ook, vir hulle te dra en te bemoedig. Ons loof en prys u, Here, vir hierdie wonderlike geleentheid. En ons sê dankie en ons doen dit in die naam van die Here Jesus Christus met dankbaarheid. Amen. Ons gaan vir hulle, kom ons raak stil, dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, ons kom vra vanmôre, Here, om ons innerlik te kom sterk maak. Kom deur u Heilige Gees, Here, en kom wek opnuut geloof in ons harte. Kom spreek tot ons deur u woord. Kom openbaar u self as die God van hemel en aarde, die God van liefde, die God van genade aan elkeen van ons. In hierdie sakrament wat ons so pas bedien het u vir ons u liefde kom wys, 'n liefde wat wyd is, 'n liefde, Here, wat geen einde het nie, 'n liefde wat geen perke het nie, 'n liefde wat ons verstand te bowe gaan. En ons vra, Here, mag ons elke dag opnuut daaraan herinner word, soos vandag in hierdie doop, maar ook nou deur die woordverkondiging, dat ons, Here, sal luister met verantwoordelikheid, opgewonde sal raak oor die evangelie van Jesus Christus. En Here, maak dit nou stil in ons hart wanneer ons u woord hoor, al word dit in 'n mensetaal verkondig, is my gebed dat u Heilige Gees dit sal openbaar as die ware en volkome woord van die Here. Daarom vra ons nou, Here, gee hierdie stilte, die openheid en ontvanklikheid daarvoor. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. As jy saam met my wil volg, Psalm 78, ons woordverkondiging vir oggend. Dis 'n lang psalm, ek gaan net die eerste 8 verse saam lees en vra dat jy maar by die huis dalk die hele psalm gaan lees ook, miskien in jou eie stilte tyd, vanaand of môre of wanneer ook al. My Bybel op bladsy 620 is die normale druk. En ek lees maar uit die 83 vertaling uit. Luister na wat ek jou leer, my volk.
Luister aandagtig na wat ek sê. Ek gaan 'n gedig voordra. Ek gaan julle inlei in geheimenisse uit die verre verlede. Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal aan die volgende slag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die wonderdade wat hy gedoen het. Hy het aan Jakob sy voorskrifte gegee, aan Israel sy onderwysing. Hy het ons voorvaders beveel om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet en die kinders wat nog gebore sal word, dit weer aan hulle kinders kan vertel. So sal hulle dan op God vertrou en nie vergeet wat hy gedoen het nie, maar gehoorsaam wees aan wat hy beveel het en nie wees soos die voorvaders nie. Die was 'n opstandige en ongehoorsame volk, 'n onbestendige geslag wat nie aan God getrou was nie. Ons lees net tot daar. Liewe gemeente, ek wil vanmôre so 'n bietjie met julle gesels oor die verantwoordelikheid van ouers aan hulle kinders. Maar voordat die oumas en oupas dalk nou rustiger raak, wil sê nee, ek sluit julle almal daarby in en kan daarmee identifiseer, ja, ek en Loretta is ook nou al ouma en oupa, so praat maar met myself ook vanmôre. Ek dink ons moet bietjie dink oor hoe lyk die opvoeding wat ons kinders moet kry van ons ouers se kant af. Ek dink die kerk en selfs ons ouers het in 'n sekere opsig vergeet hoe belangrik dit begin raak en hoe belangrik dit is en ook wat 'n rol hulle het om te speel binne die opvoeding van ons kinders. Nou dis nie nuwe nuus nie, maar julle weet dat Aristoteles mos gesê het, gee 'n kind vir my vir die eerste 7 jaar en dan kan jy daarna met hom maak net wat jy wil. Nou broer en suster, die geestelike opvoeding van kinders, weet ek en jy vanmôre, of althans ek hoop jy weet dit, is die verantwoordelikheid van ma en pa. Eintlik nie net die geestelike opvoeding nie, ek meen as jy na die pedagoge gaan kyk ook en met hulle gesels, gaan hulle vir jou ook sê dat die eerste 6 jaar van opvoeding verskriklik belangrik is. Maar ek dink daarmee saam, die eerste 6 tot 7 jaar wat die geestelike opvoeding van ons kinders betref, is van kardinale belang. Nou wat gebeur nou broer en suster? Ons kom en dan kom ons kinders op 6 tot 7 jarige ouderdom in die kategese in. En nou het 'n ma of 'n pa dalk nie in hierdie eerste 6 tot 7 jaar sy geestelike verantwoordelikheid of dan sy doopbelofte nagekom om hierdie kinders iets van God te kan leer nie. En dan verwag die ouers van die kerk om die gaping wat daar is, hierdie agterstand as ek dit mag noem, verwag die ouers dat die kerk daardie gat sal moet vul. Kan jy sien wat doen ons as ouers baie keer? Ons verwag van die kerk om op 'n wankelbare fondasie wat ons as ouers eintlik moes gelê het, te kom bou. En ek gaan vanmôre dalk broer en suster, dit gaan dalk in seker opsig nie lekker op die oor klink nie. Maar hierdie goed lê my verskriklik na in die hart. Omdat ek so 'n paar jaar terug bietjie begin lees het oor 'n gesinsbediening, oor wat die rol van ma en pa en ouers binne die gemeente van die Here Jesus Christus is. En ouma en oupa, ons kan ook maar vanmôre begin luister, of elkeen wat vanmôre hier is, nie net ouma en oupa nie, as jy enkel lopend is, as jy nie meer kinders in die huis het nie, of as jy selfs al het jy nie kinders nie, ons is almal vanmôre deel van 'n geloofsfamilie waarin die kinders van die gemeente betrokke is. Julle is vanmôre getuies gewees van Corneel en Maryke se doop. Julle verantwoordelikheid eindig nou nie nadat die sakrament van die doop aan hulle bedien is nie. Elke getuie het ook 'n verantwoordelikheid, soos wat ek dit net nou gesê het, om vir daai 2 jong mense en ook vir elke ouerpaar binne hierdie gemeente dan spesifiek te kom bid en aan die Here te kom opdra. Nou Psalm 78 is geskryf, is 'n gedig van Asaf. Wie was Asaf? Hy was 'n profeet in diens van koning Dawid gewees. En wat doen hy hier in hierdie eerste paar verse? Hy sê, kinders of ouers, julle moet nou eintlik baie mooi kom luister. Dis soos wanneer jy met jou kinders, wat hulle dalk nou bietjie iets gedoen het waaroor jy nou nie happy is nie,
kom sê het, kom sit nou hier, dan luister julle nou baie mooi vir my. Ons ken dit, né? Jy het dit ervaar toe jy ook dalk 'n kind was en jou ma en pa dit vir jou gesê het. Wil Asaf amper hier sê, kom sit hier, kom luister 'n bietjie, want ek gaan nou met gesag praat. Nou as jy nou mooi na die oorspronklike taal gaan kyk, dan staan daar, spits jou ore en luister na die woorde van my mond. Luister na dit wat ek vir jou wil sê. Luister aktief en moet dit nie net hoor nie, maar gaan leef dit ook. Nou gebruik Asaf hierdie geskiedenis van Israel as 'n voorbeeld om hierdie gesprek van hom te kom stimuleer. Hier staan dis 'n gedig. Nou broers, ek het nou nie van gedigte gehou op skool nie, want daar's mos nou altyd in 'n gedig iets wat jy moet inlees of iets wat jy moet raak sien. Verstaan dit tot vandag toe nog nie. So ek weet nie die ouens wat dit geskryf het. Ek volg julle nie altyd lekker nie, maar dis eintlik wat hier gebeur. Dat Asaf wil sê, weet jy, hier's 'n gedig, maar ek wil hê jy moet in hierdie gedig 'n bietjie tussen die lyne kom lees. Want hier's 'n baie diep boodskap ingebed binne in hierdie Psalm. En ek wil hê as ouer, ouma en oupa, wie dit ook al is, waar jy met kinders werk en met kinders betrokke is, luister asseblief nou baie mooi na hierdie versteekte waarhede. En dan gebruik Asaf die geskiedenis van Israel. Nou ek hoef dit nou nie vanmôre vir u te sê nie, u ken dit, hoe die volk Israel gekenmerk was deur geloof in sekere opsigte, maar dan ook gekenmerk was deur absolute ongeloof. Waar hulle die Here nie vertrou het nie, waar hulle afgode gedien het, waar hulle weggedwaal het. Maar tog het hulle die Here geken as hulle redder. Hulle het geweet, dis hy wat ons uit Egipte uitgevat het. Maar al weet hulle dit, eer hulle hom nie meer met die mond nie, hulle dade wys dit nie, hulle is nie meer getrou aan God nie, die geloofwaardigheid van hulle verhouding met die Here is na wense, of nie na wense nie. Eintlik het hulle geen geloofsverantwoordelikheid gehad nie. Daar was nie 'n lojaliteit nie. Israel het God se liefde ervaar en gesê, nou sal ons op ons eie aangaan. Here, ons het U nie meer nodig nie. U het 'n verbond met ons gesluit, maar los dit. Ons wil nie meer daarmee saam gaan nie. Maar steeds was God genadig. Steeds het die Here hierdie volk aan die hand gevat en saam met hulle die pad gestap tot aan die einde toe. U kan dit maar gaan lees in die res van die Psalm. Ek het dit nie met u saam gelees vanmôre nie. So wat is die boodskap wat Asaf dan vanmôre vir ons wil meekom? Ja, Bybel kom sê, as ek nou maar kan sê, Corneel en Maryke, elke ouer wat vanmôre hier sit, dat God vir my en vir jou die verantwoordelikheid gegee het om die evangelie boodskap, die lig van Jesus Christus na die volgende generasie toe aan te gee. Nou ken jy aflos? Almal het aflos gehardloop op skool. Dan het jy nou hierdie stokkie gevat. En dan het jy as 'n wegspringer of waar jy ook al binne die stelsel was, hierdie stokkie ontvang en dit na die volgende een aangegee sodat ons as span op die ou end die wenstreep kan bereik. Dis wat Asaf hier sê. Hy sê, vat die evangelie van Jesus, gaan dra dit oor aan jou kinders, gaan gee dit vir hulle. Kyk wat sê vers 3 en vers 4, hy sê, wat ons gehoor het, en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie, ons sal aan die volgende geslag, sal ons dit vertel, ons sal van die roemryke dade van God gaan vertel. Wat het God vir ons gegee in die doop? Die erfporsie. Hy het dit vir sy kinders kom gee, en ma en pa, ons het die verantwoordelikheid om dit wat die Here vir ons te kom gegee, dit wat ons ouers ons geleer het, om dit van die een geslag na die ander te gaan oordra. Ons mag dit nie verswyg nie. Broers, ek dink dis hier waar die pap op die grond geval het van die kerk van die Here Jesus Christus. Dat ons as ouers dalk baie keer hierdie verbondsverantwoordelikheid en doopbelofte, dat ons dit nie meer nagekom het nie. As jy Eksodus 13 gaan lees, toe die Here met die volk op pad was, het hy vir hulle 'n verpligting gegee. Hy het gesê, jy kan dit maar gaan lees. Hy sê, as julle nou in Kanaan kom, die eerste 7 dae mag julle niks eet nie, of moet julle ongesuurde brood eet. Hy sê, maar die 7de dag, of
ongesien die 7de dag geen suurdeeg in die gebied wees nie. En op daardie 7de dag, op daardie feesdag, moet julle gaan sit en moet julle hierdie evangelie van Jesus Christus vir julle kinders gaan gee. Moet jy gaan oordra. Jy moet hierdie stokkie wat God vir jou gegee het, moet jy in die hande van jou kinders gaan plaas. Nou broer en suster, dis 'n verskriklike ding. Verskriklike verantwoordelikheid wat die Here vir ons gegee het. En hy vra dit van ons. Want dit is wat die doopbelofte is. Wat jy gesê het, ek sal my kinders onderrig en laat onderrig. Broer en suster, ek wil vir julle baie interessante statistieke vanmôre bietjie deurgee en dis goed wat my naby aan die hart lê. Ek het dit vir julle op die skerm. Mark Holman het 'n boek geskryf. Hier is hy in my hand. Graad as jy hom nie het nie, moet dit naas jou Bybel, moet dit jou tweede boek wees. Ek het ook maar laat, maar 2-3 jaar terug eers bekend gestel aan hierdie boek. Mark Holman was 'n jeugdominee in Amerika, groot gemeente gehad. En hy het net agtergekom, maar ek maak nie hond haar af met my jeugbediening nie, of met die kinders nie. En hy het bietjie gaan navorsing begin doen, en dis die navorsing wat hy toe, nou het staan alles in hierdie boek, ek het dit maar net gaan uithaal. Wat hy vir jou sê, is nou graad 7's, ek het nou nie die ander opgesit nie, dat die persoon met die meeste verantwoordelikheid, wat die stokkie moet oorgee aan die kinders op geestelik, dis ma, 87%. Pa 64%, oupa en ouma 36%, die dominee bietjie hoor 60%. En hoekom ek jeugwerker en onderwyser vir jou daar in hakies gesit het? Die kerk, die NG Kerk by name, het 'n klompie jare terug, as jy die kerkbode oopgemaak het, dan adverteer hulle jeugwerkers. Julle het gesien? Vir 'n jaar. Volgens hierdie statistiek mors die kerk sy geld en sy tyd om 'n jeugwerker vir 'n jaar in 'n gemeente aan te stel. Hoekom? Want broer en suster, hy kan nie dit wat ouers, die fondasie wat hulle in die jaar ouderdom van 0 tot 7 moes gelê het, vir daai kind kom teruggee binne in 'n jaar nie. Hulle verwag van die jeug, die kerk het van die jeugwerkers die onmoontlike verwag. Ons het gedink die stokkie wat ons aan ons kinders en aan ons gesinne moes aangee, dat iemand anderster dit moet doen. Dan die statistieke wys, daar's 12% kinders praat met hulle ma oor geloof. 5% praat met hulle pa oor geloof, 9% hou huisgodsdiens, 12% het geloofsaksies saam met hulle ouers. En nou kom skryf Paulus in Efesiërs 6, dan praat hy met die kinders, hy sê, kinders, wees aan julle ouers gehoorsaam, dan sal dit met julle goed gaan op aarde. Hoe kan die kinders aan ons gehoorsaam wees as ons die stokkie nie aangegee het nie? As ek en jy nie hierdie verbondsbelofte wat die Here vir ons gegee het nagekom het nie. En ek wil vra dat u vanmôre maar baie mooi sal luister, broer en suster. Die kerk, die gemeente, julle vanmôre is ook 'n huisgesin. Familie van gelowiges. Ek hou ook so 'n baie mooi term. Familie van gelowiges. Maar wat is die fout wat ons maak? As die doopformulier vir ons sê, of die antwoord van ons as ouers gesê het, weet jy, maar ek sal die kind laat onderrig en laat onderrig. Dan lê ons die klem op die laat onderrig. Ons verwag van die kerk om die aflosstokkie aan te gee. En u weet vanmôre dat as jy in jou sonnaarskool, kom ons sê 'n halfuur effektief op 'n Sondag het, teen 26 Sondae 13 ure in 'n jaar. Wat kan ons kinders 13 ure in 'n jaar leer? Wat kan die kerk jou kind 13 ure in 'n jaar leer? Broer en suster, en Mark Holman het my oë oopgemaak. Hy gesê het, maar die kerk sal moet nuut begin dink oor ons verantwoordelikheid om die evangelie van Christus Jesus aan ons kinders te kan oorgee. Maar wat doen ons? Ons laat dit la. Ons laat dit na. Ons versuim. Dis net so goed, jy sê vir jou kind, weet jy, ek het vir jou 'n erfporsie nagelaat, ek het vir jou R1 miljoen op die plaas nagelaat, ek het dit iewers begrawe, maar ek weet self nie meer waar dit is nie, gaan soek dit maar. Nou broer en suster, as ons kinders moet toelaat om self hierdie erfporsie te gaan soek, is ons besig met 'n onmenslike daad aan ons kinders.
om van hulle te verwag om self die erfporsie te gaan haal, terwyl ek en jy met dit in ons hande sit. Ouers, julle weet waar die geestelike skat lê. Julle weet waar ons verlossing lê. Julle weet wat God gedoen het sodat ons die ewige lewe as erfenis kan kry en in 'n lewende verhouding met hom kan staan. Maar om nie hierdie stokkie oor te gee aan ons kinders nie, is 'n wrede daad. Want dan weerhou ek hulle van 'n rykdom wat God uit genade vir ons kom gee het. En ek gaan vanmôre van die veronderstelling uitgaan, broer en suster, dat julle wat vanmôre hier sit, sou sekerlik nie hier gewees het as julle nie geweet het wat en wie hierdie skat is nie. Hierdie skat is natuurlik Christus en die evangelie van Jesus Christus. En elkeen van julle het dit geleer iewers, het 'n ma of 'n pa of 'n ouma hierdie stokkie vir jou gegee. En hy het vir jou gesê, gaan gee hom aan. Stuur hom net aan na jou kinders toe. Die feit dat jy vanmôre weet van hierdie skat, is dat jy die stokkie wat jou ma, jou pa of jou ouma en oupa vir jou gegee het, gevat het. Dis hoekom jy deel is van die kerk. Dis hoekom ons vanmôre deel is van die koninkryk van die Here Jesus Christus. So ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die volgende generasie. En nou kan jy maar jou eie prentjies gaan maak in die kop oor hoekom die kerk dalk vandag lyk soos wat hy lyk. Ek gaan nie beskuldig vanmôre nie, broer en suster, ek is nie by magte om dit te kan doen nie. Maar ons sien hierdie goed binne die kerk. Ons sien hoe ons kinders verlore raak. Ons sien hoe ons kinders wegraak. Ons sien hoe die kerke begin leegloop. Dan kom help Psalm 78 ons vanmôre. En hy vra, maar wat moet ons dan nou doen? En dan sê hy, gaan vertel van die roemryke genade van God. Vat hierdie stokkie en gaan gee hom vir jou kinders. Kom jou doopbelofte na. Vertel vir hulle in huisgodsdiens. Want dit is wat Mark Holman ons mee kom help. In huisgodsdiens gaan vertel bietjie vir jou kinders van die uittog uit Egipte uit. Vertel vir hulle van die tog deur die see. Vertel vir hulle van Kanaan, vertel vir hulle van die verbond, vertel vir hulle die skepingsverhaal, vertel vir hulle van die profesie van Jesaja, gaan vertel vir hulle wat God beloof het, want die doop is die vervulling van daai beloftes. Bou daai bruggie. Deuteronomium 6, julle almal ken daai teksvers wat sê, skerp dit by jou kinders en praat met hulle in die huis, as jy op pad is, as jy gaan slaap, as jy opstaan, bind dit as 'n herinneringsteken aan jou hande, dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Vertel vir hulle van Jesus. Vertel vir hulle van die liefde van Jesus. Vertel vir hulle wat Jesus vir jou gegee het in jou doop. Vertel vir hulle van die lyding van Christus, die opstanding van Christus, die sterwe van die Here Jesus, die uitstorting van die Heilige Gees wat ons eersdaags, wat ons Pinkster gaan vier. Deel met hulle jou ervaring, deel met hulle dat jy vir hulle bid, deel met hulle dat jy vir hulle omgee. Leer die kinders om die Here te prys en te loof. Hoekom dit wegsteek? Hoekom hierdie stokkie weerhou? Sodat ons kinders dit nie in hulle eie hande kan neem nie. Asaf help vir ons om ons kinders te leer van die Bybel. Dis waar ons die Here leer ken, broer en suster. Leer hulle die Bybel. En ek wil vanmôre hierdie familie gedagte weer met u kom beklemtoon. Ons dink baie keer, ons eie kinders is net belangrik binne die gemeente. En ekskuus, ek praat nou reguit met u vanmôre, broer en suster. Dat wat doen ons? Ons dink mos as my kinders uit die sonnaarskool uit is, dan is ek nou klaar met die kerk. Dankie tog is 'n ander ou se beurt. Dis nee, ons is 'n gemeenskap van gelowiges. 'n Familie waar ons broers en susters in die Here Jesus is. Daai betekenis moet jy tog nie vergeet nie. Broers en susters en ook dan verantwoordelik vir mekaar se kinders. Dink bietjie hoe gaan die kerk verander? Wat se vooruitsigte kan daar wees as selfs ons ouer mense en julle wie se kinders al oud en getroud is ook is, saam met ouers verantwoordelikheid gaan aanvaar en sê maar ons is broers en susters wat 'n verantwoordelikheid het om hierdie stokkie aan te gee, die evangelie van Jesus Christus te gaan verkondig. Dis die hart van die kerk. Dis die hart van die evangelie, dis die hart van die roeping van Christus Jesus, dat ons hierdie erfporsie, dat ons dit moet gaan verkondig. Dan help Asaf ons ook, hy sê vir ons, wat gebeur? Kinders kom tot geloof.
Hulle wat glo, hoe moet ons dit doen? Ons moet hulle leer, hulle sal glo. Vers 7 sê, so sal hulle dan op God vertrou en nie vergeet wat hy gedoen het nie, maar gehoorsaam wees aan dit wat die Here beveel het. Wat doen Asaf hier? Hy kyk vorentoe. Hy sien raak, wat is die gevolge wanneer die stokkie aangegee word? Hoe lyk dit? Hoe lyk die prentjie? Broer en suster, ek wil hê jy moet nou daar waar jy sit 'n bietjie visualiseer, as dit wat ek tot nou toe met u gedeel het, in werklikheid gaan word binne die kerk van die Here Jesus, hoe gaan ons gemeentes lyk? En help Asaf ons, hy sê ons kinders sal die Here vertrou. Ons kinders sal die Here vertrou, as ek vir hulle die evangelie aangee. Hoeveel energie sit ons in ons kinders in? Ek praat met myself ook. Hoeveel energie sit ons in wanneer ons kinders in sport presteer? Hoeveel kilometers ry ons agter hulle aan? Hoeveel nagte slaap ons nie? Hoeveel geld spandeer ons nie wanneer ons kinders dalk op 'n manier springbokklere of provinsiale klere gekry het? En dan is ons te moeg Sondagmôre om hulle by die kerk uit te bring of om hulle self van Jesus Christus te kan leer. Asaf help ons, kyk vorentoe. Kyk wat gaan gebeur. Kyk wat is die resultate wanneer ek hierdie stokkie van hulle gaan aanleer, wanneer ek binne hierdie familie van gelowiges hierdie boodskap aan hulle gaan modelleer. En nie net vir myself op die ou end gaan hou nie. Hy sê vir hulle nog 'n ding. Hy sê, dan sal hulle die Here se dade onthou. Ek dink ons in die kerk sit met 'n akute geheueverlies. Want ons is so gewoond aan kerk. Ons is so gewoond aan elke Sondag of elke dag my Bybel lees, dat ek soms vergeet waaroor dit gaan, dat ek die kern daarvan soms vergeet. En dit is wat Israel se probleem was. Dit is wat Asaf hier kom aanspreek. Hy sê, Israel, julle het alles vergeet. Julle het die uittog vergeet. Julle het my verbond vergeet. Julle het alles vergeet. Julle het my werke vergeet. Julle getuig nie meer van my werke nie. En dis hoekom julle nie aangespoor word om in 'n mooi verhouding en in 'n liefdesverhouding met God die Vader te kan leef nie. Want julle het vergeet. Plaas van dat hulle kinders moes wys, plaas daarvan dat hulle die liefde van Jesus moes, of van God die Vader en die verbond moes aangegee het in die Ou Testament, het die familie vergeet waar hulle vandaan kom. Vierde ding wat hy vir hulle sê, hy sê, julle voer nie meer my opdragte uit nie. Julle gee nie meer die stokkie oor nie. Julle dalk hierdie stokkie weggebêre. Julle die evangelie van Jesus Christus dalk weggebêre. Praat ons nog met ons kinders? Ou mense, julle gaan ons ouer mense, voor ek in die moeilikheid kom en praat van ou mense, ouer mense. Onthou julle ons katekisasie daar, die 3 groot goed wat ons moet weet, hoe groot my sonde is, hoe ek daarvan verlos kan word en hoe ek die Here daarvoor dankbaar kan wees. Daai 3 goed, ken ons kinders dit? Doen hulle dit? Is ons die voorbeeld? Waar's die stokkie verloor? Waar het hy op die grond geval? En dis op die oomblik wat gebeur, broer en suster, en hiermee sluit ek af vanoggend. Asaf maak melding van 2 generasies. Sê, wat het daar gebeur? Generasies het die stokkie laat val. En nie weet in 'n aflos wat gebeur as die stokkie val, dan word die hele span gediskwalifiseer. Dan kom jy op die ou end nie by die wenpaal uit nie. As jy vers 40 tot 43 gaan lees dit maar vanaand, dan staan daar, die wat opstandig was teenoor die Here, het eintlik in die woestyn gesterf. Hoekom nie? Want die regte evangelie boodskap het nie by hulle uitgekom nie. Hulle het nie die stokkie in hulle hand ontvang nie. Die uittog was nie meer vir hulle van waarde nie. Die redding van God van hulle was nie meer belangrik nie. En dan tweedens, diegene wat in die beloofde land ingetrek het na Joshua ook vergeet om die stokkie aan te gee. Na Joshua het die volk Israel platgeval. Daar was niks van hulle oor nie. Hiervan praat Rigters 2, sê in vers 7 tot 10. Solank as wat Joshua geleef het hulle die volk van die Here gedien. Dit was nog so terwyl die leiers geleef het wat vir Joshua oorleef het.
Hulle het nog al die groot dade beleef wat die Here gedoen het om vir Israel te help. Joshua seun van Nun, dienaar van die Here, het 110 jaar oud geword en gesterf en hy's begrawe op sy grond in Timnat Geres op die Efraimsberge noord van Gaasberg. Hoor hierdie woorde. Al die mense van die leeftyd het gesterf en die volgende geslag se mense het nie die Here geken nie. Hoor jy dit? Die volgende geslag het nie die Here geken nie. Hulle het nie die stokkie aangegee na die volgende geslag toe nie. Broer en suster, weet jy wat is skokkend in hierdie gedeelte van Rigters en waarvan Asaf hier praat? Is dat die evangelie van God in een generasie verlore gegaan het. Een generasie. Kan nie vanmôre sien dat die belangrikheid van 'n doopbelofte, belangrikheid van die verkondiging van die evangelie, die roeping van die kerk van die Here Jesus Christus. Die generasie na Joshua slaag nie daarin nie, die kinders het nie geestelike opvoeding gehad nie, en dit sê vanmôre vir my en vir jou broer en suster, onthou maar net dit. As jy weer kyk na waar jy kinders aflos hardloop, dan onthou jy dit vanmôre. Dat ons die verantwoordelikheid het om hierdie stokkie aan ons kinders te gaan oorgee. Ons het alles. Ons het alles tot ons beskikking, sodat ons kinders kan floreer. Maar ek dink die kerk het iewers langs die pad hierdie stokkie laat val. Ouers het hierdie stokkies laat val. En ons probeer vandag ons verantwoordelikheid afskuif op die kerk, of op dienswerkers, of op wie ook al. As u vanmôre kan huis toe gaan, net met dit, broer en suster, en ouers, oumas en oupas, dis ons verantwoordelikheid. Dis waaroor die doop gaan. Dis wat die doop vir ons leer. Dat hierdie liefde van Christus moet geslag na geslag oorgedra word, sodat hulle dit kan ontvang. Kry hierdie gesprekke in ons huise aan die gang, gaan sit bietjie om 'n tafel, hou bietjie huisgodsdiens met jou kinders, sodat hulle dan ook van Christus Jesus op die ou end kan leer. Mag die Here elkeen van ons daartoe seën. Amen.